Goeiemôre aan almal en baie welkom by vandag se geleentheid. Ek wil enkele dinge net afkondig. Ons volgende takeaways is op 30 April, so ons vra dat mense asseblief sal bestel teen die 22ste April. En dan die hartseer dat Trevor T die afgelope week oorlede is. Sy begrafnisdiens word beplan vir Maandag 19 April om 10:00. En dan sal ek self wegwees vir die volgende week na 'n predikante retreat en daarna nog volgende stukkie verlof ook tot by die 2de Mei. Ons vra maar dat jy die kerkkantoor kontak en Louis Blighnout sal help waar nodig. Geliefdes, ek wil met julle praat oor woestyne. Ek sien Wikipedia se definisie van 'n woestyn dis 'n gebied waar minder as 250 mm reën per jaar val. In die ou dae het ons gesê 10 duim. Gewoonlik is so 'n gebied baie warm en baie droog. En dit het windverwaaide oppervlaktes, baie sand en rotse. En daar is maar min plante groei. Blykbaar is 'n hele 30% van die aarde se oppervlak beslaan deur woestyne. Nou die vraag, het jy al 'n woestyntyd beleef? Ons weet dis nooit lekker nie. Miskien sê iemand, man, my hele lewe lank was maar min of meer 'n woestyn. Of iemand anders sal sê, hy kan getuig of sy kan getuig van meer geluk en voorspoed in die lewe. Dalk is iemand wat sê, maar ek gaan nou deur 'n besondere woestyntyd, want ek stry met siekte of werksverlies of geldprobleme. Bankrotskap is nooit 'n lekker saak nie. Of iemand gaan deur 'n egskeiding. Dalk is daar die hartseer van 'n geliefde wat weggeval het. Of verwydering in 'n naby verhouding. Dalk moet 'n mens erken, jy het so 'n woestyntyd want jy het verbrou en nou boet jy op verskillende maniere. Dalk sê iemand net, maar my drome en my planne wil nie uitwerk nie. Ek is moeg en moedeloos. Wat is die sin en die doel van alles? Wel, baie mense het al deur woestyne gegaan. Ek dink niemand van die kinders van die Here word dit gespaar nie. Watter bemoediging het ons vandag uit die Bybel? Ek wil 'n deeltjie lees uit Deuteronomium 8 en dit sê basies, woestyne leer ons om God te vertrou. En so sal ons vir God ook in alles onthou. En vir hom is dit baie belangrik. Kom ek lees 'n paar verse. Jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en dit in besit neem, soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in die 40 jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Eintlik is dit 'n hele interessante en 'n baie leersame hoofstuk, maar ek lees vir die oomblik net tot daar. Uit hierdie gedeelte leer ons, en ons weet uit die Ou Testament, dat God se volk vir 40 jaar deur die woestyn getrek het, vanaf Egipte land tot by die beloofde land. En hulle was in die woestyn, want die pad na die beloofde land het deur die woestyn gegaan. Maar dat hulle so lank in die woestyn was hulle skuld, want hulle was ongehoorsaam aan die Here. God het egter iets goeds en iets leersaams uit hulle woestyntyd na vore laat kom. As iemand dan vandag vra, kan daar iets goeds uit my woestyntyd kom, dan wil ek uit die deeltjie so 4 sake onderstreep. Terloops, Deuteronomium 8 speel af na die 40 jaar wat hulle in die woestyn was en net voordat hulle die beloofde land moet binnegaan. En God gee nou deur Moses vir die volk eintlik 'n tweede keer die wet en hy praat met hulle en hy bemoedig hulle en hy gee riglyne vir die tyd vorentoe. Die woord Deuteronomium wys vir ons op 'n tweede keer dat hulle die wet kry. Maar die eerste saak wat ek sien is, woestyne leer jou om God te vertrou. In Egipte het hulle nou wel as slawe gewerk, maar die volk het heeltyd genoeg gehad, so lei ek af, dat hulle daarom kon lewe en eet.
Hier in die woestyn was hulle letterlik weg van die vleispotte van Egipte. Ons sien op baie plekke, hulle het verlang na die eie, die preie, die komkommers en so meer. Geliefdes, dis wat met ons gebeur in woestyne. Ons word ontwrig. Jy verloor van jou bronne en jou voorsienings. Jy moet nuwe planne maak om te oorleef. En dan sê die Bybel in versie 2 se tweede deel, jy moet onthou hoe die Here jou God vir 40 jaar in die woestyn dan vir jou gelei en versorg het. God het inderdaad wonderlik vir hierdie volk voorsien. Op 'n stadium kom hulle by 'n fontein, die fontein Mara, en die water is bitter, en uiteindelik het Moses gebid en die Here het vir hom 'n stomp gewys en die Here het gemaak dat die water kon soet word. Die Here het deurgangs vir hulle water voorsien en dit lyk vir my baie keer deur hierdie wonder van 'n rots waardeur die water gekom het. Daar het manna uit die hemel geval as hulle brood, daaglikse brood. By tye het hulle kwartels gekry as hulle vleis vir die woestynpad. En dan lees ons hier, vir daardie hele tyd het hulle voete nie geswel nie. Ons lei af, die Here het hulle gesond gehou en vir 40 jaar het hulle klere nie verslyt nie. Die Here het inderdaad wonderlik voorsien. Maar kyk 'n bietjie, dit was toe daar niks anders was waarop hulle kon staat maak of vertrou nie, dat hulle moes leer om die Here te vertrou. Die tweede saak wat ek raak sien is, woestyne maak jou hart getrou. Ons lees hier in versie 2 se tweede deel, hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Met ander woorde, 'n woestyn suiwer ons harte. God sal sien of jy hom regtig wil gehoorsaam of nie. Kom ons sê dit in ander woorde, het jy God so lief dat jy hom steeds sal kies bo alles en bo almal? Het jy hom so lief dat jy hom steeds sal dien, al gaan dit hoe swaar? Ons weet, God is getrou aan sy ooreenkoms met ons, maar hy wil ook sien of ons getrou is aan ons ooreenkoms, ons verbintenis aan hom. En dan suiwer die Here ons harte, wat nie altyd 'n lekker proses is nie. Ek het die afgelope 2 weke bietjie siek gewees met 'n slegte hoes, en by tye het ek gedink, miskien is dit die COVID siekte, volgens hoe ek nou maar oor die saak se definisies dink. Gelukkig het 'n COVID toets gesê ek het dit nie. En dan het ek my medisyne gedrink. En soms was dit bitter in my mond. En dan het ek my getroos, maar bitter in die mond maak die hart gesond. Ja, woestyne kan ons help om ons harte te suiwer. Die derde saak, woestyne help jou om by die beste dissiplines of gewoontes te hou. Versie 3 sê, hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed. Iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. En hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Liefdes, daar was duidelike instruksies deur Moses aan die volk toe daardie manna die eerste keer geval het. Hulle moes elke dag opstaan, vroeg opstaan en dit buite gaan optel. Hulle moes nie te veel optel nie, want dan word dit sleg. Hulle moes ook nie te min optel nie. En op Vrydag moes hulle 2 keer soveel optel, want hulle moes genoeg gehad het vir hulle Saterdag, wat die Sabbatdag was. So het die Here ook vir ons allerhande goeie gewoontes wat hy ons aanleer. Ons moet leer om die Here te dien en dinge te doen om ons geloof te versterk. So staan ons vroeg op vir 'n stottetyd. Ons bid voor etes. Ons gaan Sondag kerk toe. Ons noem dit dissiplines of geloofsgewoontes. Kom ons vra die vraag, maak jy genoeg tyd vir jou gesin en jou geestelike lewe? Of werk jy dalk so hard of so lekker, dat jy nie tyd kry vir Bybel lees, of om saam met ander te bid, kerk toe te gaan, om by ander mense te kuier nie? Party mense werk so hard, dat hulle nie eens tyd maak, om mooi na hulle self te kyk nie. Die versie wat ek gelees het sê, ons sal nie van brood alleen leef nie. Daar is meer in die lewe nodig, as ons regtig voluit wil lewe, in die Here se beloofde oorwinning. So as ons dink dat alles afhang van my werk en my maandelikse inkomste, dan moet ons weer dink, of ons prioriteite reg is. Het ek dalk gewoontes wat nie so goed is nie? Sit ek dalk te lank voor die televisie, dan is dit glad nie 'n goeie gewoonte nie. 'n gewoonte om stilte tyd te hou,
om weekliks te rus, om gebalanseerd te leef. Dis van die beter gewoontes. Geliefdes, en woestyntye kan ons help om by die beste gewoontes uit te kom. Ek glo en ek vertrou dat die afgelope COVID-tyd ons almal gehelp het om 'n bietjie te besin, sodat ons sal weet wat is die belangrike gewoontes waarin ons die regte aandag moet gee. Woestyne kan ons help om God in alles te onthou. Ek kan hoor, die Here wil graag sy kinders deurvat na die beloofde land. In vers 1 het hy gesê, dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en dit in besit neem, soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Hy gun vir ons die beste, maar natuurlik moet ons dan nou leer om op sy pad te bly. Die Here waarsku ook teen die versoekings wat met rykdom en voorspoed gepaard gaan. Hy sê, as jy in daai land aankom en dit gaan nou goed, dan moet jy dit en dat doen. Onder andere sê hy, dit kan gebeur, dat 'n mens dink dat jy deur jou eie krag en deur jou eie toedoen hierdie voorspoed of sukses behaal het. Moet nooit die Here vergeet nie, want anders te raak ons hoogmoedig en dan dink ons, dit is deur onsself dat ons dit reg gekry het. En dan wil ons maklik buig voor ander afgode. Geliefdes, dis deel van 'n Christelike dankbaarheidslewe, dat ons God in alles sal onthou. Dit help ons om nederig te wees en om God blymoedig te dien. Ek glo jy sal saamstem dat daar 'n hele klompie lesse en voordele daarin is om deur 'n woestyntyd te gaan. Mag dit vir ons elkeen 'n sin maak en mag ons groei in ons woestyntye. Kom ons buig in 'n gebed. Here en Hemel Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie dag, dat U genade altyd so groot en goed is. Dankie ook dat U daar is in woestyntye. Here, die woestyntye is nie altyd lekker nie, maar uit die Bybel leer ons van al die voordele wat dit wel inhou. Sal U vir ons help, Here, om in ons harte suiwerder te raak, in ons toewyding en in ons liefde teenoor U. Help ons om getrou te wees aan U. Here, dankie dat U vir ons leer en ek glo dat U vir baie van ons in hierdie COVID-pandemie geleer het om U beter te vertrou. Vergewe ons verkeerde waar ons op ons eie bronne en ons eie vermoëns vertrou het. Ons wil opnuut bely dat ons vertroue in U stel. Here, en dan vra ons, help vir ons om na die geloofsgewoontes te kyk. En gee veral dat ons regtig tyd sal maak vir die dinge wat ons geloofslewe versterk. Wat vir ons help om by die dinge uit te kom wat vir U belangrik is. Daarom bid ons, Here, skrywe U prioriteite in ons hart en gee dat ons die goeie dinge sal nastreef elke dag. U leer ons sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat by die mond van God uitgaan. Seën asseblief elke hoorder, seën asseblief ons gemeente en help vir hulle wat dit moeilik het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.